Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Die tema vanoggend vir die kruisigingsdiens is elke druppel vir jou. Vir jou. Amen. Vir die een langs aan jou is dit ook. Vir die ou wat ons nog vasgevang is in sonde, is vir hom ook. Dis vir die ou wat nog op straat is, wat hunker na iets en wat nog nie die liefde van God ervaar het nie, dis vir hom ook. Dis nie net vir die wat al reeds hulle harte vir Jesus gegee het nie. Want voor jy die besluit gemaak het om te verander, moes daar iets gebeur het, was jy ook 'n sondaar gewees. Dis kom ons vandag Jesus se kruisiging vier. En alles het begin by liefde. Ek wil begin met Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Amen. Ons is so geneig om te dink die bloed is net gestort op die kruis. Dit het net so bietjie vroeër begin. Toe Jesus saam met 2 van sy disippels geloop het en hy het gaan bid en hy sê, bid saam met my. En hy sê te gaan bid. Dis die gedeelte in Lukas 22 wat sê, en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, wanneer alles op hom gekom het. En sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Voordat Jesus gevange geneem is, voordat hulle hom geslaan het hy gebid. En toe hy vra, Vader, laat hierdie beker net in my verbygaan. Maar nie my wil nie, maar U wil. Amen. En terwyl ek voorberei, dink ek vir myself, as Jesus gedood het, want dit het begin, dit was nie 'n fisiese beker nie, wat verbygegaan het nie. Dis al die sonde. Dis om daai prentjie te kry van, dit gaan gebeur. Sou jy aangehou het? Jy wat hier so sit vandag, sou jy gesê het, Vader, laat U wil geskied. Of sê Vader, nee hoor, nie laat ek oppak en huis toe gaan, hierdie is te veel vir my. Maar Jesus het liefde gehad. Want dit begin, en dit is hier waar ek en jy, Johannes 3 vers 16, kan sien wat begin leef. Want so lief het God. Daardie liefde het begin by daai bloed wat gedrup het. Amen. Toe hy bid, en dit kom, dit word te veel, het hy nog meer gebid. En wanneer jy in 'n situasie kom, en jy bid, en al hierdie angs en goeders kom op jou, moenie quit nie. Don't quit. En die woord sê vir ons dat Jesus 'n engel gestuur het om versterk. En die voorhangsel is geskeur. Ons Heilige Gees. Wanneer jy bid en jy voel, maar dit word baie, bid net meer.
Bid net in tale. Want die vyand verstaan nie wat jy en God kommunikeer as jy in jou hemelse taal praat nie. En Getsemane sien ons nie net pyn nie, ons sien oorgawe. Want in Matteus 26 vers 39 sê, waar Jesus sê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Die sonde wat jy gedoen gehad het, voor jy hart vir Jesus gegee het, was daai tyd in daai beker gewees. Die sonde van daai mense en van vandag was daar gewees. Die prys is betaal. Voor jy die seer kon kry, het Jesus dit ervaar. Hy het nie net ligtelik gevoel nie. Dit was hard. En elke druppel wat in die tuin geval het, van Getsemane, sê ek sien jou stryd en ek sal jou dra. Die volgende een wat ek, die kroon. Hoekom het hulle vir Jesus 'n kroon opgesit? Hoekom het daar bloed uit Jesus se kop uitgekom? Dis vir jou gedagtes. Matteus 27 vers 29 sê, en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof. Hulle het nie daai doringkroon gevat liggies en hom net saggies neergesit nie. Hulle het hom getrek. Ek wou 'n doringkroon gevat het, my skoonma het een, maar daai ding se dorings is sulke goed. Hy het maar gesteek daai ding, dis hoekom ek hom eerder gelos het. Want ek weet, daai dorings maak seer. Nou vra ek jou weer die vraag, hoekom dink jy hulle die kroon op Jesus se kop gesit? Want waar begin sonde? Alles hier oor. Die bloed wat gevloei het uit Jesus se kop is ook vir jou gedagtes. Amen. Amen. Negatiewe gedagtes, leuns wat jy glo, daai selfveroordeling. En wanneer jy gaan op die punt kom om jouself te begin vergewe vir dit wat jy gedoen het, want jy bly net die dood dink in jou kop, ek het hierdie goed gedoen in my lewe, ek het hierdie goed gedoen, dit is verby. Dis die verlede. Hoekom is dit die verlede? Want dit is terug. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, en elke gedagte gevange te neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. As 'n gedagte in jou kop opkom wat nie van Christus is nie, dat jy gaan. Want as jy daai gedagte gaan kos gee, as jy bietjie oor hom gaan top, gaan hy jou begin beheer. En elke druppel van die kroon sê, ek het vir jou gedagtes die prys betaal. Amen. Jy hoef nie vasgevang te wees in jou gedagtewêreld nie. Die spykers wat deur Jesus se hande geboor is, wat in Johannes 20 vers 25 sê, jou hande verteenwoordig wat jy doen. Wat doen jy met jou hande? Doen jy dodgy deals hier onder die tafel? Doen jy goed wat nie vir God reg is nie? Maar vir dit wat nie reg is in God se oë nie, is daar vergifnis. Jy kan gaan repent. Jy kan gaan vra, Here, vergewe my. Psalm 24 vers 4 sê, hy wat rein van hande en suiwer van hart is. As jy hier so sit volgende en jy weet jou hande is nie rein nie. Daar's bloed wat gevloei het, jy kan gaan vergifnis vra. Jesus het betaal vir jou dade.
Die spykers wat Jesus se voete deurboor het. Jesaja 53 vers 6 sê, ons almal het gedwaal soos skape, en ons elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die onregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Soos jy groot geword het, jy word geheilig gebore, dan begin jy groot word en dan begin jy dwaal. Maar Jesus sal jou tree weer terugrig na hom toe. Op 'n dag gaan daar besluit kom, Lord, save me. Want as ek nie daai besluit maak nie, is jy verlore. Jesus se voete is vasgenaal, sodat jy wat hier so sit, en ek kan vry wees. Ons kan vry rondloop. Ons hoef nie met daardie bagasie rond te loop van, ek het afgedwaal. Hoekom ek afgedwaal het, kan ek nie 'n kind van God genoem word nie. Dis kom, jy het afgedwaal. Jy het nie meer afgedwaal, jy is nou mos skoon. Jy kry 'n nuwe boek. Is skoon. As ek nou 'n boek moet vat, Dani se sondes. Before Christ. Gaan hy lykies wil wees. Maar dan kom Jesus en ek neem hom aan. Dan vat hy daai boek. Skeer hy blaaie uit. Verbrand dit. Hy gee vir my 'n nuwe boek. Kind van God. Daai eerste bladsy is skoon. Wat gaan jy begin skryf in jou boek? Waar in Johannes 19 vers 34, waar een van die soldate met 'n spies in Jesus se sy kom druk het, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Die bloed en water simboliseer tweevoudige oplossings vir die mensdom se sonde en geestelike dood. Die bloed is vir verlossing en reiniging van sondes. Die water vir die skenk van nuwe en ewige lewe. Amen. Jy gaan hierdie pad word skoon gewas. Skoon. Dit bevestig Jesus se fisiese dood en dui op die ontstaan van die kerk uit sy sy. Toe Adam alleen was, wat het God gedoen? Hy het hom laat slaap en 'n rib in sy sy uitgehaal en vir hom 'n vrou gemaak. Toe Jesus daar in die kruis gehang het en hulle het hom hier gesteek en die bloed het uitgeloop en die water het uitgeloop, is die begin van die kerk van God. Ek en jy het die voordeel om deel te wees van daai kerk. En Jesus gaan kom om sy bruid te kom. Amen. Net soos Eva, die bruid was vir Adam. Dis ek en jy wat hier so sit, die bruid vir Jesus. Amen. En hy gaan ons kom haal. En elke druppel bloed wat hier uitgeloop het, sê Jesus, ek maak jou wit. Soos gaan na die kruis toe. Jesus hang aan die kruis. Tussen hemel en aarde. Op daai kruis. En terwyl die bloed vloei, praat Jesus. Hy sê, Vader, vergeef hulle. Dit staan in Lukas 23 vers 34. Dit is net liefde wat kan vergewe. As iemand jou te nagekom het, en jy haat in jou, gaan jy hom vergewe.
Daar's no chance. Maar as jy liefde het, gaan jy hom vergewe. Ja. Of course. Die volgende een is, vandag sal jy saam met my in die paradys wees in Lukas 23 vers 43. Dis net liefde wat red. En 'n belofte aan, dit is 'n belofte aan die rower langs Jesus. As jy uitroep, Here, ek wil net vandag saam met U in die paradys wees. Waar die ander ene beklei het en dreef sy wil. Ek dink net aan my. Dink net aan my. Dit is nooit te laat nie. Dit is nooit te laat om te sê, Here, dink net aan my nie. Dink net aan my deur hierdie situasie. Of dink aan my deur hierdie trials en troubles. Die volgende een is, waar hy sê, vrou, daar staan die seun, waar Jesus met sy moeder praat, en Johannes, goeie vriend van hom, daar is jou moeder. Wat sê, vrou, daar is die seun. Dit staan in Johannes 19 vers 26 en 27. Dis liefde wat sorg. Dis liefde wat omgee. Deur daai pyn en alles wat Jesus ervaar het hy nog steeds die mens wat hy was, vir die ma wat vir hom gegee is, aangedink. Hy wil nie gehad het sy ma moes sukkel na die tyd nie. Want ek dink vir 'n moeder, wat hier sit, jy jou kind afgestaan het aan die dood, dan het nog seer die binne. As jy iemand afstaan die dood, 'n ouma of 'n oupa, dit nog seer. Maar Jesus kom en hy sê met liefde, vrou, daar's jou seun. Die volgende een is wat in Matteus 27 vers 46 staan. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, wat beteken, my God, waarom het U my verlaat? Op daardie oomblik draai Jesus almal se sonde, al die straf kom op hom, van die hele mensdom. So, boom, one shot. Want hoekom het Jesus ervaar, hy is alleen? Want die Vader kan nie na sonde kyk nie. Daarom was daar 'n kruis gewees. Jesus het geen sonde gehad nie. Maar hy het sonde geword vir my en vir jou, dat ons verhouding met God geherstel kan word. Sodat jy en ek en die mense wat op social media gaan kyk, nooit hoef alleen te wees nie. Die volgende ene sê Jesus, ek het dors. In Johannes 19 vers 28. 'n woord wat sy fisiese pyn en die vervulling van die skrif aandui. Die woord sê ook, hy het daar asyn geneem. Jy al asyn gedrink? Ek het al toe ek 'n kind was. Wat ek het gesien is appel vinegar. Ek het gedink, dis lekker. Maar dit was nie lekker nie. Dit het my asem uitgeslaan. Uit. My broer het met gekom en my so geryk, want ek lê op die grond. Uit, toe hy slip so vat in die glas. Die klap in my. Jesus het my asyn gedink. Johannes 19 vers 30 sê, dit is volbring. Dit is nie
halfpad. Dit is nie amper klaar nie, dit is volbring, wat beteken dit is klaar. There's no more. Dit beteken dat sy versoeningswerk vir die mensdom volledig afgehandel is. Die skuld is ten volle betaal, paid in full. Ons sien so baie wat hulle sê, al die goedjies so op 'n kwitansie van die tally rolls van die winkels, en aan die onderkant staan Jesus 000, paid in full. Dis dieselfde, jy gaan winkel toe, jy gaan koop jou trollie vol, en iemand kom en hy betaal het vir jou. Paid in full. Jy hoef nie sê nog voor te betaal nie. Die laaste een is, in u hande gee ek my gees oor, in Lukas 23 vers 46. Dis 'n woord van totale oorgawe, vertroue en die triomf oor die dood. Dit beteken dat Jesus sy lewe vrywilliglik aan die Vader toe vertrou. Weet dat die dood nie die einde is nie, maar 'n terugkeer na God toe. Amen. Amen. Dat wanneer jy jou asem uitblaas hierso, die verander net koördinate. Dis al. Hierdie liggaam bly hier agter. Dan gaan jy wees soos daai man wat langs Jesus staan. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Amen. Maar as jy nie die koördinate het op hierdie stadium in jou lewe nie, gaan dit so sê, gaan jy verlore wees. Jou koördinate nie ingestel is na die ewige lewe nie, en jou koördinate is ingestel na die ewige hel, is dit waar jy gaan eindig. Ek het al goed verdwaal met die GPS. Goed. Ek sien dis 'n paar wat ook verdwaal het al. Hoe meer jy ry, dan sê daai vrou, hierdie route, turn around, maar jy kan nie omdraai nie. As jy gesterf het, het jy gesterf. There's no turn around. Die besluit is vandag. Die besluit is nie môre nie. Nou kan ek en jy Johannes 3 vers 16 by mekaar kry. En ons kan dit verstaan. Want dit sê, want so lief het God die wêreld gehad. Dit is nie net woorde nie. Dit het begin in 'n tuin. Dit is bloed. En dit by 'n kruis. Dat hy sy enige gebore seun gegee het. Nie gedeeltelik nie. Hy het hom gegee. As jy jou seun vat, en jy gee jou seun vir iemand, kan jy sy hand en sy been afhaal? Nee. As jy 'n fiets vir iemand gee, jy sê vir hom, ek het vir jou 'n fiets, wat jy kan kom haal by my. Ga jy net vir die raam gee en die 2 wiele hou? Nee. Jy gaan verkieslik die hele fiets vir hom gee. Jy gaan seker maak, ek sal seker maak, dat die wiele daarom styf is ook. Want wat gaan dit om baat, hy kry 'n fiets, wat nie wiele het nie? Wat gaan dit die Vader baat, hy gee vir Jesus, maar net 'n halfte? Dan is dit nie die vervulling nie. Sodat elkeen wat in hom glo, dit is vir jou. Glo jy vandag? Ja, dan is dit vir jou. Dan is elke druppel vir jou is,
wat gevloei het daai dag, wat maak jy met dit? Jy kan dit ignoreer, jy kan dit verwerp of jy kan dit ontvang vir jou. Jy kan vat en sê, Jesus, dankie vir elke druppel bloed. En 1 Petrus 1 vers 19 sê, dis deur die kosbare bloed van Jesus. As ek en jy die tyd kon terugdraai, en Jesus vandag aan die kruis sou gehang het, Jesus sou nie minder gebloei het nie. Jesus sou weer alles gegee het. Maar die waarheid wat ek en jy moet verstaan, Jesus het reeds alles gegee. Toe hy aan die kruis gehang het, het hy nie net 'n bietjie gegee nie. Hy het alles gegee. He emptied himself. Dis kom dit vir my en vir jou so belangrik is om by die Vader te kom, by Jesus te kom en sê, more of you and less of myself. Vader, ek maak my leeg, dat U my kan vul. En elke druppel was genoeg. En elke druppel bloed was vir jou. Amen. En elke druppel bloed het 'n naam gehad. En daai naam is jou naam. Sê vir die persoon langs aan, jou naam. Jy weet nie, jou naam, jou naam, jou naam, jou naam. Elke een se naam het gevloei daar. Maak nie saak wat jy gedoen het in jou verlede nie. Maar dit maak saak wat jy in die toekoms doen. Want elke druppel was meer as genoeg. Elke druppel was meer as genoeg om skoon te was. Amen. Elke druppel bloed was meer as genoeg om 'n boek foute uit te wis. Jy al geprobeer met 'n uitveer, 'n pen uitveer? Kan nie, maar die bloed kan. Die vyand kom en hou rekord van alles wat jy gedoen het, en jy sê, my blad cover het. Dis verby. En hy vat die boek, hy gooi hom weg. En jou vraag vanoggend, hoekom draai jy nog so seer aan jou verlede? Want Jesus reeds betaal het. Hoekom hardloop jy rond? Het nie rus as Jesus reeds waarvoor gesterf het nie. Vandag roep Jesus jou op jou naam. Hy roep nie jou vrou se naam of jou kind se naam, hy roep jou naam. En wanneer Jesus jou roep, staan hy nie daar met 'n boek en oordeel nie. Jesus staan daar met oop arms. Soos die pa wat met oop arms sy verlore seun inwag. Hy hardloop hom tegemoet. En as dit jy is, vanmôre wil ek net die binne jou sê, Jesus, ek kom terug. Ek moet God die binne jou praat. Jesus, ek kom terug. Ek kan nie verlore gaan nie. En Jesus, ek ontvang dit wat U vir my gedoen het aan die kruis. Amen. Amen. Kom ons sit so dan. Sluit dit vir ons af, voor ons met die nagmaal gaan begin.
Here Jesus, dankie vir die prys dat U betaal het vir my. Vader, dit is geen geld wat daai prys kan koop nie. Maar U gee dit vir ons met liefde. Dus Johannes 3 vers 16, want so lief het U vir my gehad, dat U vir Jesus gestuur het. En Vader, my gebed is dat elke persoon wat hierdie woord hoor, wat sy saak nog nie reg is met die verlosser nie, dit sal reg maak. Vader, want daar is genesing, daar is bevryding. En dit is net deur Jesus. Dis net Jesus wat ons kan losmaak van goed wat ons vashou. Dis net Jesus wat ons kan 'n nuwe hart gee. Dis net Jesus wat vir ons harte kan verander, dat ons met liefde dit kan uitdeel. Vader, my gebed is dat U Gees by elke een wat hier so sit vandag, net sal stil staan en net deur hulle waai. Gees van God, van kamer tot kamer, die hele hart deursoek. En as daar iets is wat nie reg is nie, the blood of Jesus pay it. Jesus se bloed reinig dit. En dankie Vader, dat ons net weet, ons het 'n awesome God. A God that will never fail us. A God that will never leave you. And a God that will never kick you when you are down. But a God who will lift you up when you are down. Dankie Here Jesus vir die bloed wat gevloei het. Dankie Here Jesus vir die kruis. Dankie vir die pad wat U gestap het vir my. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Amen.